Hallo julle almal. As ek nou koning Salomo se naam noem, Salomo, waaraan dink jy? Miskien dink sommige van julle aan die geweldige klomp vrouens wat hy gehad het, 700 vrouens en 300 byvrouens. Miskien dink jy aan sy bouwerke, sy geweldige paleis en die tempel wat hy gebou het. Sy pa Dawid mag nie die tempel gebou het vir God se volk nie, want daar is gesê daar was te veel bloed aan sy hande, hy het te veel oorlog gemaak. Salomo het daardie voorreg gekry en wat 'n werk, 'n ontsaglike werk. En 'n pragt stuk argitektuur. Die Bybel raak in vervoering. Ek dink maar aan die koningin van Skeba en hoe baie ander wat gekom het om die tempel te aanskou en Salomo se rykdomme, want God het hom ook geseën met rykdomme, groot skatte. Hy het dit nodig gehad, want hy het baie betrekkinge gehad met diplomatieke betrekkinge met omringende lande, met konings. Hy het getrou met baie van die konings van ander lande se dogters, maar onder andere vir daardie militêre versterking, die ooreenkomste, vrede, veiligheid, sekuriteit, ekonomiese opbou, ensovoorts. Nou ons lees dan hier in 1 Konings 3, kom ons begin daar en kyk na Salomo. Hy het hom verbind aan die familie van die Farao, die koning van Egipte, en hy het getrou met die dogter van die Farao. En hy het haar in die Dawidstad laat woon, totdat hy sy paleis en die tempel van die Here en die muur rondom die stad klaar gebou het. Nou dadelik dink jy miskien, wow, wag 'n bietjie, maar hulle mag mos nou nie dit gedoen het nie. Hoekom doen Salomo dit? Dis dan 'n heidense koning, dis 'n koning wat afgode aanbid en nie die ware God nie. Salomo was 'n getuie. Salomo het geglo in die ware God. Hy het vasgestaan in sy geloof. Hy sê hier dat hy sy liefde, Salomo het sy liefde in vers 3 vir die Here betoon. Hy het dit uitgeleef. Hy het dit bewys, hy was lief vir die Here. Dit beteken hy het 'n persoonlike verhouding met God gehad. Hy het 'n persoonlike, intieme verhouding met God gehad. En hy het nie geworry wie ook al afgode aanbid of nie. En natuurlik sou hy 'n getuie wees, dat die nasies kan sien. Hy het sterk gestaan, hy het nie, wel hier in die begin van sy koningslewe, nie agter hulle afgode aangeloop en hulle gewoontes aangeleer nie. Hy het natuurlik by hulle geleer en hulle het natuurlik ook by hom geleer. Sy wyshede natuurlik het ook na hulle kant toe gegaan. In Spreuke byvoorbeeld is daar baie van daai spreuke van Salomo kom uit die Egiptiese wêreld. Maar dan vat hy uit die Egiptiese wêreld en hy bou dit om. Maak dit van toepassing op die godsdienst van Israel. Dis soos ons wat die kerk wat baie lank gelede al Kersfees gevat het, wat begin het uit 'n heidense fees, die songod wat aanbid is, en toe sê die ou vaders, nee, kom ons sê dis die geboorte van Jesus. Dit word vergoddelik, verchristelik, dit word gedraai en toegepas vir jou. Jy vat nie die afgode oor nie. Maar goed, en deurdat hy alles sy liefde vir die Here betoon, hoe kom dit uit? Jou persoonlike intieme verhouding, en dis wat ons leer by Salomo. Ek wil dan ook dit dan in hierdie boodskap vandag baie sterk beklemtoon. Die Here gebruik Bybelkarakters, soos Salomo, om vir jou en my te leer. So wil ek jy moet wees. Gaan leer by die konings onder andere, soos Dawid, soos Salomo. Want ek en jy is ook konings. Jesus is die koning van die konings. Maar wat Petrus skryf in een van sy briewe, in die Nuwe Testament, ons is 'n koninklike priesterdom. Priesters wat
mekaar moet bedien met die Here se dinge, wat bid vir mekaar, maar konings wat oorwin oor die sonde, wat moet regeer oor probleme en sonde en wat sleg is hierdie intieme liefde in jou hart, in jou lewe vir God. En betoon jy dit, bewys jy dit. Hy het gedoen wat Dawid sy pa hom voorgeskryf het. Wow, sal jy weer sê. Maar Dawid het dan hierdie oorspel gepleeg met Batseba, en Batseba se man laat doodmaak. Nou, maar Dawid het vergifnis gevra. Hy is gekonfronteer deur die profeet Nathan, en hy is vergewe, en hy het bekeer, en daarom verwys Salomo nie sleg na sy pa nie. Al was daar baie huismoleste, al wou 'n kind van Dawid hom doodmaak, al was daar probleme in sy eie huis, konflikte. Hy was die rolmodel, hy was die voorbeeld vir sy seun, en Salomo het by hom geleer, en hy verwyd nie sy pa nie, hy leer uit sy lewe die goeie. Laat ons maar daardie les vat. Ons ouers het miskien baie dinge verkeerd gedoen, maar dat ons sal gaan wanneer hulle bekeer en na die Here toe gaan en terugkom en verskoning vra, dat ons sal vergewe, maar dat ons sal vra, wat kan ons ook leer by hulle? Ek weet daar is miskien van julle wat nie daardie ervaring het, wat heeltemal verwerp is deur 'n pa, nooit 'n pa geken het nie. Maar dis 'n onderwerp op sy eie, maar kom ons probeer nie verwyd nie, en ons is nie die slawe nie, dis wat ek wil sê, ons is nie die slawe van ons verlede en wat ons ouers gedoen het nie, en hy het na Gibeon toe gegaan om daar te offer, omdat die vernaamste hoogte daar was. Hoogtes, hoë plekke, berge, koppies, dis so in daai tyd voor haar tempel was. Kyk, die tempel is ook op 'n hoogte, hoë kop gebou, om daardeur te sê, God is verhewe, hy moet verhef word, groot gemaak word, en om dan uit te kyk van waar jy offers bring of aanbid, om uit te kyk en dan te sien, maar God sien ons en hy regeer oor ons, en dit alles in hierdie lewe behoort aan die Here. Nou, hulle wou wegbeweeg van die hoogtes, omdat die omringende nasies ook maar baie keer op die hoogtes, of meeste van die kere op die hoogtes, hulle afgode aanbid het. Nou goed, Salomo, hy het daar 1000 brandoffers gebring. Die brandoffer beteken al die diere word totaal uitgebrand en aan God geoffer, om te sê, alles in ons lewe behoort totaal aan God. So jy sien hier nie, 'n man, 'n koning, toegewyd aan God. En toe een nag verskyn God aan Salomo in 'n droom, en hy vra vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou gee? Wat wil jy hê, moet ek vir jou gee? As God nou vandag of een of ander nag aan jou verskyn, en vir jou vra, wat wil jy hê? Wat wil jy die graagste hê? Wat wil jy hê, moet ek vir jou gee? En jy weet, God is die Almagtige. Want wanneer oor Salomo en baie konings en profete en priesters geskryf word in die Bybel, dan gaan dit oor in hulle gebede. Hier is sterk gebede van Salomo, en dan gaan dit oor, wie is God? Wie is God? God word beskryf, sy eienskappe word beskryf, sy lof word besing. Baie belangrike element van gebed, dat ons nie net vra nie net vergifnis vra nie net vir ons behoeftes nie net voorbidding doen vir ander nie, maar dat ons sal gaan sit en dink, wie is God? Die Almagtige, die getroue. Hy's oral, hy's alomteenwoordig. Nou goed, wat sal jy kies? Wat sal jy vir die Here sê? Groot versoeking om te sê, ag Here,
Ek wil u dien, maar ek kry maar swaar en die geldsake is nie lekker nie. Wil u nie die bankbalans so bietjie stywer en sterker maak nie? Of wil u nie genesing gee vir 'n siekte nie? En ons mag dit vra, maar kyk wat doen hy eerste. Ek sê eerste, want hy soek eers die koninkryk van God. Dis wat ons moet leer uit sy lewe, uit baie ander in die Bybelse lewe. Jesus wat in Matteus sê, moenie dat bekommernisse of jou kos, jou klere, jou huis, wat ook al eerste kom nie. Dit kan die aandag aftrek van God af. Jy kan klein gelowig word, sê Jesus daar in Matteus, maar hy sê, soek allereerst die koninkryk van God en die wil van God. Daarom leer Jesus ons bid, die ons Vader, nie? Waar hy sê, hy begin, jy mag vir jouself vra, gee ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons sonde, beskerm, bewaar ons teen die bose, die versoeking, laat ons nie in versoeking kom nie, maar hy begin met God se sake. Hoor mooi, dis die prioriteite. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, regeer Here in elke deel van my lewe en huis, regeer in die samelewing, regeer oor die wêreld, dat almal u onderdane sal wees, dat almal u onderdane sal wees. Ons bid te veel in 'n rigting van, gee vir ons in ons land politieke oplossings, ekonomiese oplossings, verander ons regering, bevry ons van geweld en misdaad en werkloosheid. Dis belangrike gebede, maar die belangrikste, laat die regering en laat mense en laat elke een God ken en dien. En dan hierdie ongelooflike versoek. Hy sê eers, u het groot trou aan my vader Dawid bewys. Jy sien, wie is God? Hy is die getroue een. Hy is gister, vandag en môre dieselfde. Hy sal sorg. Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam, dis Dawid, en opreg teenoor u. En u het hierdie groot trou aan hom bewys, vir hom 'n seun gegee wat vandag op sy troon sit. Salomo self. Hy sê, u het my daar geplaas, die erkenning. Wat ek is, wat ek het, daai song van ou Koos Doep, is net genade. Net genade. Dit kom van God af, nie uit myself nie. En dan kom hy en hy erken, hy swak. Dis 'n belangrike element van gebed. Dis 'n belangrike saak wanneer ons iets vir die Here moet doen. Ons moet ook weet wie ons is, nie net wie God is nie, maar wie is ons. Ons is swak. Paulus skryf daar op 'n plek, hy wat meen, en dan sit half hooghartig, meen dat hy staan, oppas dat hy of sy nie val nie. Ons moet selfvertroue hê, maar dit kan net te veel wees. Ek is jonk, onervare. Hy was 'n jong seun hier. Hy bedoel ook daardeur dat hy eintlik maar soos 'n slaaf is. Hy het nie die ervaring gehad nie. Hy was eintlik maar Dawid, eintlik maar 'n ou sagte handjie seun. Maar 'n magtige koning, opvolger van sy vader Dawid. Maar hy erken, jonk, onervare, en wie kan uit homself, ons lees ook hier, wie kan uit homself hierdie volk, groot volk van u regeer? Ek kan nie uit myself nie. Ons moet oppas vir eie krag. Ek sal dit doen. En daarom moet ons bid dat wêreldleiers, kerke, geestelike leiers, elke een op straat sal weet in erkenning aan God gee. Dis wat hy wil hê. Dis wat God wil hoor. Hy wil dit hê, daardie erkenning. En dan gee my die gehoorsaamheid. Weereens nie. Toegewy aan God, om God lief te hê, moet uitloop in gehoorsaamheid. Doen wat reg is. Jesus het baie keer gepraat van my liefde in julle. Leef my liefde uit. Daar moet gehoorsaamheid wees. En dan kom hy en hy sê, gee my die insig. 2 Kronieke 1 kom ook die woorde by kennis en wysheid. Wysheid is om God te ken
en hom persoonlik te ken en dit uit te leef, toe te pas. Wat is reg, wat is verkeerd? Kan jy standpunt inneem? Soos 'n profeet, want Petrus sê ook in die Nuwe Testament sê ook, ons is nie net konings en priesters nie, ons is profete wat moet getuig, soos Jesus. Jesus, die volmaakte, geweldige groot koning, priester en profeet. En die insig, wonderlike Hebreëse woord hierdie, dit beteken, laat my hoor. Ek wil God se stem hoor. Hoor jy nog wat die Here sê? En wanneer daar 'n keuse gemaak moet word in jou lewe, luister jy, bid jy en vra sy wil. Spreuke 3, ken hom in alles wat jy doen. Hy sê jou paai gelyk maak, pragtig die ou vertaling het gesê, nee, die ou Hebreëus. Filippense 4 vers 6 maak in alles julle begeertes aan God bekend, met gebedsmeking en danksegging, nee? Ook die dankie sê, moenie dit vergeet nie. Maar insig beteken dan ook, nie net ek wil hoor wat God sê nie, maar ek wil ook vir ander dit vertel, ek wil dit getuig. Dis ook 'n gebed, Here God, laat ander my hoor, my stem hoor, wat ek mense vermaan of bemoedig of u woord bring, en help hulle, dis nog 'n saak van die insig, help ander om God te hoor, en om te luister na wat reg is. Daarom lees ons hier, as hy dan die wysheid gee, gaan lees 'n bietjie sy raad aan 2 prostituie vanaf vers 16, ek wil julle moet dit self lees. Dit is baie interessant, just is dinamies, mense, hierdie wysheid, die twee prostituie, die girls, albei babas, en die een lê die baba dood en hulle beklei, en dan voor Salomo en dan die advies wat hy gee, dit is skokkend, dit is absoluut briljant, beloof my, julle gaan dit lees, julle kan sommer nou lees, pos, lees dit, en dan lees ons die hele Israel, vers 28, het gehoor van die uitspraak wat die koning gelewer het, hulle het hoë agting vir die koning gekry, vir God gekry, want dit het vir hulle duidelik geword, dat hy van God self wysheid ontvang. Sien jy, daai getuienis, soek die koninkryk van God eerste, en die Here het dit goed gevind, en dan lees ons verder, dat hy ook vir hom, wat jy nie gevra het nie, gee ek jou rykdom aansien, onder die konings, dat hy invloed kan hê, geestelike invloed, goddelike invloed, die wysheid van God se invloed, want hy sou dit nodig kry. Hy sou dit nodig kry teenoor al die volkere. As God dink jy moet ook meer geld en besittings hê om jou werk te doen, om jou bediening vir die Here of wat ook al, dan sal hy vir jou gee wat jy nodig het, maar soek eers die koninkryk. Daarom sê Jesus ook in Matteus, en al die ander dinge sal dan vir jou bygevoeg word. Nou, ons lees van sy streekbestuur, sy regering, die voorspoed, reëlings vir die bou van die tempel, dis ongelooflik. Maar ek wil gou, laat ons vandag kyk na 2 Kronieke 6, daai magtige gebed, hy het reg oor die altaar van die Here gestaan, voor die gemeente het hy sy hande uitgestrek, hy het gekniel voor die gemeente, sien julle weer daai getuienis. Mense moet kan sien, jy moet sigbaar, hoorbaar wees in jou lewe, in jou huis, en dan, Here God van Israel, in die hemel of op die aarde is daar nie nog 'n God soos U nie. U is die alles, daar is die afgode nie, U is die almagtige, weer eens, wie is God? Sê bietjie daar op mekaar as gesin, of geliefdes vir mekaar, of dan by jouself, skryf neer, wat is God vir jou? Maak hom groot, prys hom, maak hom groot, wie is God? En U sal U belofte verder laat vasstaan, sê hy verder aan, vers 18, sou God werklik by die mens op die aarde woon? Nee, maar hy sê, maar ek wil die tempel hê, en ek sal daar wees. Ek sal by julle wees. Geen tempel kan God heeltemal, kan hom nie bevat nie. Maar hy sê, ek sal ook daar wees.
Ek sal in jou huis wees. Ek sal gaan waar jy ook al gaan. Here, hou hierdie tempel in stand. Hou my kerk of my huisgroepie, my geestelike groep, my selgroep, my Bybelstudie of ons gesin wat saam voor die Here huisgodsdienst sou hou ons in stand. En dan sy voorbidding, nie? En dit is veral op die vlak van sonde. Sonde. Vergewe die wat teen die sondig, Here. Hier kan julle maar gaan lees, omdat hulle teen die gesondig het. Hulle kom tot inkeer, bely u naam. Bid vir jouself as daar sonde. Bid vir hierdie land, bid vir die wêreld. Bid vir mense in die algemeen, vir jou kinders, vir jou mense in jou huis, vir jou ouers, as daar sonde is, om tot inkeer te kom. Sondebelydenis is 'n absolute integrale deel van gebed. En dan noem hy die reën, ons wat nou so in droogte sit hier, maar 'n klomp in die Vrystaat ook, baie dele in die land. Hy sê, reën, bring reën, daar's hongersnood, pes, sprinkane, plaag, siektes. Weereens, vergewe as daar dan 'n sonde is wat die hindernis is. Luister ook na die vreemdeling, die van buite, wat nie tot die volk behoort nie, dat ons hulle ook versorg en opneem. Vyande, gee ons die oorwinning oor vyande, het kan baie wyd wees, nie? Geestelike vyande, hoe ook al, fisiese vyande in die wêreld, wat wil oorlog maak en vernietig, geweld, misdaad, kriminele dinge, weereens sonde, vergewe, tot inkeer kom. Luister tog na die gebed en die smeking, neem hulle straf weg. Dis wat Jesus kom doen het. Uiteindelik 'n voorloper hier van die finale verlossing wat sal kom, Jesus Christus aan die kruis en ons sonde word vergewe. En dan hy bid, u priesters onder u beskerm, u troue dienaars en hou u gesalfde ook onder u sorg. Hy bid ook vir homself. Wonderlik. Soek die koninkryk. Al die eer aan God. Erken jou swakhede, bely jou sondes. Gee jouself vir God dat hy deur jou werk en hy kan deur jou nie net klein dinge, maar groot dinge doen. Glo dit. Hy kan, soek dit. Maar dan, daarmee sluit ek af. Tragiese afsluiting. Salomo val. Hy val. 1 Konings 11. Julle kan dit ook gaan lees. Al hierdie vroue. Ja. Hy was so lief vir hulle en hulle het sekerlik soos Delilah vir Samson verlei het en hy daar tot sy val kom. Dan lees ons Salomo was lief vir baie uitlandse vrouens, en hy's gewaarsku deur God, soos almal in Israel, oppas, hulle dien afgode, maar hy het sterk gestaan. Jesus, en God het hom vertrou, hy gaan hier 'n getuie wees, hulle gaan hulle bekeer na Salomo se godsdienst. Nee. En in sy ouderdom het Salomo se vrouens hom verlei. Baie mense is sommer vroeg in hulle lewe ander gode gedien. Hy noem die name van gode Astarte, godin van die Sidoniërs, Milkom, afskuwelike god van die Ammoniete, en nog gode wat genoem word, Chemos, Moloch, hulle kinders geoffer. Hy ondersteun hulle, hierdie vrouens sig afgode. Hy laat hulle offer. Hy bou selfs vir hierdie afgode offers. Dis verskriklik. En dan die woorde, hy het die Here sy God nie meer met soveel toewyding gedien soos sy pa nie. Hy het die Here nie meer met soveel toewyding gedien nie. En hy het gedoen wat verkeerd is. En hy het afgedwaal van wat hy geleer het, van sy pa en wat hy van God geleer het. Dien jy die Here, jy koning van God, deur Jesus geslaan as sy koning, sy kind, dien jy die Here nog met toewyding, voluit. Mag die hierdie begingebede van Salomo vir jou en my waar wees. Mag ons nie daardie slot 1 Konings 11 in ons lewe hê nie. Amen.